Goed. So, die onderwerp vir vanaand is, moet 'n Christen 'n persoonlikheidstoets doen? Is dit 'n vereiste om te kan groei in heiligheid? Moet 'n Christen hierdie instrument gebruik om meer heilig te wees? En dit is 'n vraag wat uit Christenkringe kom, want dit is waarmee Christene gekonfronteer word. Daar's baie kerk wat sê ja, ons moet 'n persoonlikheidstoets doen sodat ons beter kan groei om mekaar te verstaan en onsself beter te verstaan. En dis waaroor dit gaan. Mense wil verstaan wat in hulle aangaan. Hulle wil weet wat lê agter my dade, wat lê agter my gedagtes selfs. Ons wil weet, hoekom glo ek een ding en ek doen iets anders? Hoekom voel ek op die een oomblik verskriklik omgekrap en die volgende oomblik voel ek weer beter? Hoekom sê my gedagtes vir my hierdie ding net om môre die teenoorgestelde in my keel af te druk? Wat motiveer my om van hierdie ding te hou? Hoekom hou ek van mense, van hierdie mense en nie van daardie mense nie? Hoekom kan ek die krag kry om die dood van my kind te verwerk, maar ek sukkel om krag te kry om maandagoggend op te staan en te gaan draf? Hoekom kan ek die een oomblik nadink oor die grootheid en die diepte van God se skepping, net om die volgende oomblik gedryf te word deur 'n begeerte vir 'n McDonald's burger? Hoekom word ek tot trane gedryf deur God se majesteit en ek voel koud en droog? Hoekom is ek soos wat ek is? Wat gaan aan hier binne in my? Mense wil verstaan, hulle self verstaan, en hulle wil daai selfde vraag antwoord wat ek nou gevra het vir ander mense. Hoekom tree ander mense so op? Of ons wil verstaan, hoekom dink mense en doen mense soos wat hulle dink en doen? En dis presies hoekom persoonlikheidstoetse so gewild is. Sommige ouens is regtig obsessief hieroor. Hulle sal hulle self ander probeer analiseer en heeltyd jou in hierdie kategorie sit, 'n etiket op jou sit. Jy's 'n INTJ persoonlikheid, of jy's 'n helper persoonlikheid, of jy's 'n hervormer persoonlikheid, of wat ook al. Sommige besighede gebruik hierdie toetse om te bepaal watter tipe werknemer daar gaan werk, en sommige gaan so ver soos om te sê jy moet 'n kleurkaart aan jou klere dra, vir almal om by die werk te wys watter tipe persoon jy is, sodat almal kan weet dis hoe ons jou moet hanteer. Die punt is, ons het 'n geweldige drang om onsself en ander te verstaan. En dis hoekom persoonlikheidstoetse so gewild is. Maar die gewildheid kan nie 'n rede wees vir hoekom 'n gelowige hierdie toets gaan gebruik nie. Gelowige wil seker maak hierdie ding kan en moet tot God se eer gebruik word. Ons wil seker maak, wat sê hierdie skrif hieroor? Moet 'n Christen 'n persoonlikheidstoets doen? En om daarby uit te kom, gaan ons na 'n paar goed kyk. So eerstens net, wat is persoonlikheid? Wat is die geskiedenis van persoonlikheidstoetse? Watter probleme kom uit persoonlikheidstoetse? En dan uiteindelik, hoe moet 'n Christen dan dink oor persoonlikheid? So eerstens, wat is persoonlikheid? Dis nogal 'n moeilike vraag. Dis moeilik want die skrif gebruik nie die woord persoonlikheid nie. Dis moeilik want die wêreld gebruik die term ook op verskillende maniere. As ons na die woord self kyk, dan persoonlikheid verwys dit na dit wat 'n persoon maak. Sy persoonlikheid. Hy is 'n persoon want hy het persoonlikheid. Ons kan praat van hom of haar want hulle besit die eienskap wat alle persone, aparte persone maak, persoonlikheid. Hy is iemand en sy is iemand. En ons praat ook van God as hy is een God in 3 persone. En in daai selfde sin kan ons dan die woordjie gebruik, persoonlikheid. Dit is wat dit 'n persoon, God die Vader 'n persoon maak, God die Seun 'n persoon maak,
En ons sê Christus is een persoon met twee nature. En dan bedoel ons net met persoon, sonder om nou vreeslik filosofies te raak, jy kan die voornaamwoord hy gebruik. Hy is 'n persoon. Maar die woordjie in hoe ons dit gewoonlik gebruik, persoonlikheid, het 'n ander klem, as net dit wat van my 'n persoon maak. En dit is spesifiek dit wat elke persoon anders maak as die persoon langs jou. Jou uniekheid. Die algemene definisie dan vir persoonlikheid is, en hierdie het ek op 'n paar plekke gekry, ek het dit op Google AI se antwoord gekry. Persoonlikheid is die unieke patroon van gedagtes, gevoelens en gedrag wat een individu van 'n ander onderskei. Die unieke patroon van gedagtes, gevoelens en gedrag wat een individu van 'n ander onderskei. So dis iemand se unieke gedagtes, gevoelens en gedrag of besluite saamgevat in 'n pakkie in sy patroon. Dis wie hy is, wat hom anders maak as die persoon langs hom. Nou, oor daai gedagtes, gevoelens en gedrag sê die skrif wel baie. En die skrif trek daardie drie eienskappe, gedagtes, gevoelens en gedrag saam in een term. En die skrif noem dit nie persoonlikheid nie. Die skrif noem dit hart. Jou hart. En ons sal ook so praat oor die hart. Daardie ou het 'n sagte hart. En dan wil ons kommentaar lewer op sy persoonlikheid. Hoe hy is as persoon. So die hart het daardie drie eienskappe. Die hart dink. Die hart het gedagtes. Die hart, soos wat baie mense persoonlikheid sal beskryf in terme van ons kognitiewe prosesse. Die hart het kognitiewe prosesse. Ons sal sê, hy is 'n baie logiese mens. En dan bedoel ons, hy het die persoonlikheid van om op 'n sekere manier deur gedagtes te dink. En ons het nou nie tyd om deur alles te gaan nie, maar die skrif is van hoek tot kant vol van hierdie funksie van ons hart. Te dink. Ons harte voel. Ons het gevoelens, emosie. Daardie is 'n baie emosionele mens. En weer eens is die skrif vol daarvan om ons harte so te beskryf. Ons harte vrees, ons harte verheug, brand van begeerte, treur, haat ensovoorts. En die derde funksie ook, ons harte is harte wat kies of besluit en daarom gedrag openbaar. Ons harte wil, kies en besluit en daarom kom uiterlike gedrag uit jou hart wat dit besluit het. So ons harte dink, voel en wil, en dit is die definisie wat die wêreld wil gee vir persoonlikheid. En die skrif het baie daaroor te sê. So ons kan persoonlikheid dus so definieer as ons die hart in ag neem. Dit is die patrone van neigings van ons harte om op 'n sekere manier te dink, voel en wil. Die patroon van ons harte, van neigings van ons harte om op 'n sekere manier te dink, voel en wil. Nou hierdie definisie is belangrik om vas te hou, want ons gaan dit maak dat ons nie die idee van persoonlikheid kan losmaak van wat die skrif hieroor sê. En dit is baie keer wat net 'n kantnota wat so gevaarlik is as ons ander terme begin gebruik as wat die skrif vir hierdie goed gebruik. Ons sê, kom ons gee dit 'n ander term, dan kan ons hieroor praat sonder om die Bybel in te bring. Maar ons kan nie, want die definisie van persoonlikheid is presies die definisie van ons harte, en die skrif het baie daaroor te sê. Hou daardie definisie vas, ons gaan net nou weer terugkom daartoe. Nou voordat ons dan nou kan ingaan in hoe die gelowige na hierdie onderwerp moet kyk, moet ons net eers 'n kort geskiedenis sien van persoonlikheid en persoonlikheidstoetse, soos dit vandag is. So die eerste neiging na iets van die toetse wat ons vandag het, om mense te klassifiseer en te verstaan, hulle harte te klassifiseer en te verstaan, was frenologie. Frenologie. En dit het in die begin van die 1800s begin. En so die woord self is nie 'n probleem nie, dit was die studie van die mind of die gedagtes, die studie van hoe ons dink. Maar hierdie spesifieke studie het ontaard
en die studie van die vorm, grootte en knoppe van iemand se skedel, om te bepaal watter tipe persoon hy is. So volgens hierdie wetenskap, is sekere dele van jou brein verantwoordelik vir sekere dele van jou persoonlikheid of jou hart, en daarom ook verstandelike vermoëns. So as 'n sekere deel van jou skedel groter is as 'n ander deel, beteken dit daardie deel is beter ontwikkel. So as die professionele ou jou kop lees, jy laat jou kop lees, dan kan die dokter aflei watter persoonlikheidseienskappe jy besit. Dit is later redelik vinnig as 'n valse wetenskap bewys. Die knoppe op ons koppe het niks uit te waai met hoe ons optree nie. Nou, net 'n kantnota. 'n Paar kantnotas met hierdie begin van persoonlikheidstoetse. Natuurlik sal enige regdenkende wetenskaplike vandag dit aflag. Maar hier's 3 goed wat ons moet sien, wat uit frenologie uitgekom het. Die mens se persoonlikheid is bepaal deur om op te deel in kleiner meetbare stukkies wat geïsoleer kan word, sodat dit gemeet kan word. Die begin van persoonlikheidstoetse het gesê ons kan die mens definieer, sy hart definieer, deur dit op te deel in kleiner stukkies, sodat ons dit kan meet. In daardie geval was dit nou die knoppe op iemand se kop of sy vorm van sy skedel. Tweedens, mense het anders begin optree nadat hulle koppe laat lees het. So hierdie uitslag het my standaard geword waarvolgens ek nou my gedrag gaan inrig, hoe ek gaan optree, waarop ek besluite gaan neem. En derdens, sommige besighede in die 1800s het begin om 'n frenologiese verslag te vereis vir as jy daar aansoek wil doen vir werk. Mense het begin om ander mense te definieer op grond van 'n persoonlikheidstoets. Nou die toets het gelukkig nie daar gebly nie, by 'n letterlike kop lees nie. In die 1930s het die Rorschach invlektoets bekend geword. En dit word vandag nog gebruik in tronke, in skole, in die weermag. 'n Psigiater of 'n sielkundige gee vir jou 'n inkvlek wat in 'n lukrake vorm is en vra dan vir jou om te beskryf wat jy sien en hoekom jy dit so sien. En daaruit word dan gevolgtrekkings gemaak oor watter tipe persoon jy is, of daaruit kan nou gevolgtrekkings gemaak word oor of hierdie ou nou 'n psigopaat is en of hy obsessief is oor die seksuele of wat ook al. Baie ouens sal sê die toets is steeds baie subjektief en onwetenskaplik. In dieselfde tyd ontstaan daartoe daarom, omdat baie ouens gesê dis subjektief en onwetenskaplik, 'n toets wat nie meer werk met 'n subjektiewe lesing van wat iemand sien nie, maar met vrae wat 'n persoon gevra word. En dis meer die toetse wat ons dan nou vandag sien. 'n Toets, soos 'n eksamen met 'n lysie vrae. En sommige toetse het tot 500 vrae wat jy moet antwoord. En uit hierdie toets word dan nou formules gebruik sodat jy kan bereken watter tipe persoon is jy. En die toets deel jy dan op in verskillende kategorieë. Sommige het 6 persoonlikhede, ander toets het 16, party 30. Ons gaan nou kyk na een wat 9 ook het. En van die toetse is in die weermag gebruik om te bepaal, en daar in die 1930s veral, om te bepaal watter van die soldate is meer geneig om bomskok te ervaar of posttraumatiese stres, soos dit nou geterm word. Ander is later in die industriële wêreld gebruik en vandag word dit baie wyd gebruik tot in kerke om te bepaal of om te verstaan wie die mense is wat in hierdie kerk is en wie in die leierskapposisies moet wees ensovoorts ensovoorts. Dit word in berading gebruik, in huweliksberading om te bepaal of hierdie paartjie compatible is, by mekaar kan pas en wat die beste oplossing kan wees vir hulle probleme.
'n baie bekende toets wat vandag gebruik word is die Myers-Briggs toets. Dis die 16 persoonlikheidstipe toets. Jy kan 'n toep aflaai om die toets te doen, dis regtig baie bekend, maklik bekombaar. En die toets werk ook met 'n string vrae oor jou eienskappe of neigings, en dan spoeg dit vir jou 'n 4-letter persoonlikheid uit. Elke letter sê vir jou aan watter kant jy lê van 2 eienskappe, in 'n kategorie van 2 eienskappe. So die eerste letter sê vir jou of jy ekstrovert of 'n introvert is. Dis die eerste letter, 'n I of 'n E. Waar kry ek my energie, waarop wil ek fokus, ekstrovert of introvert? Die tweede een sê hoe ek inligting verkry, of ek meer inligting waarneem, sens, en of ek meer intuïtief is. Weer na die groter prentjie kyk. So dit is 'n S of 'n N. Die derde een sê hoe ek besluite maak. Dink ek meer logies, is ek meer thinking, of is ek meer feeling, werk ek meer met gevoelens, dis dan 'n T of 'n F. En die laaste een sê hoe jy met die wêreld omgaan. Is jy 'n judger wat vooraf bepaal en besluit, of is jy 'n perceiver wat buigbaar en aanpasbaar is? So dis 'n J of 'n P. En dit gee vir jou uiteindelik, as jy al die kombinasies bymekaar sit, gee dit vir jou 16 verskillende kombinasies. En dit klink baie oulik. Ons kan uiteindelik die mens mooi saamvat, ons kan almal kategoriseer in 16 verskillende tipes, en dan kan ons mekaar en onsself mooi verstaan. Ek het ook die toets gedoen 'n paar jaar terug, en blykbaar is ek 'n introvert, sensing, thinking, judging persoonlikheid, ISTJ persoonlikheid. Nog 'n bekende een, dalk minder bekend onder ons in Suid-Afrika, maar baie bekend oor die wêreld en veral onder Christene, is die Enneagram. En dit beteken letterlik 'n tekening van 9. Dit is 'n 9-sterrige simbool, of 'n 9-punt ster simbool. En die toets kom uiteindelik uit by 9 persoonlikheidstipes, soos hervormer, perfeksionis, helper, kunstenaar, leier, vredemaker, ensovoorts. En dis in die 1970s ontwikkel deur Claudio Naranjo en Oscar Igatso. En dit werk ook met vrae, maar dit toets bietjie iets anders as die Myers-Briggs toets. Dit toets motivering, vrese en begeertes. Dit toets dus meer waardes. Nie noodwendig hoe ek dink en hoe ek besluite neem nie, maar waardes, dit wat vir my belangrik is. So, dis net in kort die geskiedenis van waar hierdie toetse uitkom, waar die eerste keer die toetse gebruik is. Dit bestaan nie vreeslik lank nie. Die vorm van hierdie toetse wat ons vandag nog sien is maar 100 jaar oud. So kan ons die vraag van vanaand antwoord uit hierdie geskiedenis. Wat ten minste kan ons sê, 'n Christen het dit duidelik nie nodig om 'n volwasse Christen te wees nie. Die Here lei al vir duisende jare sy kerk, deur sy woord en gees, sonder die toetse wat maar 100 jaar oud is. Soos 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die skrif is vir ons genoeg om ons toe te rus vir elke goeie werk. Ons het nie persoonlikheidstoetse nodig om die goeie werke te doen wat die skrif beskryf nie. As die Here sy kerk wou regeer met hierdie toetse, dan was dit nie net 100 jaar oud nie. Dan sou Paulus dit gebruik het as hy by 'n nuwe gemeente aangekom het. Hy sou dalk dit gebruik het op die Korintiërs om te sien watter tipe mense hierdie moeilikheidmakers is. Jesus sou dit gebruik het om sy disippels te kies. Maar goed, iemand kan ook nou sê, karre is ook nie so oud nie, en Christene kan baie mooi en goeie goed doen met karre. Die Here het vir ons hierdie tegnologie gegee om mekaar beter te kan dien met karre, en dieselfde geld nou vir persoonlikheidstoetse. Dis 'n mooi instrument wat uit wetenskap uitgekom het, en daarom kan ons dit gebruik om mekaar te dien en onsself beter te verstaan. Is persoonlikheidstoetse 'n instrument waarmee ons dus onsself en ander beter kan verstaan en daarmee goeie werke doen. En daarvoor gaan ons bietjie dieper moet delf as net die oppervlak geskiedenis. En dan kom ons nou by van die probleme wat uit persoonlikheidstoetse uitkom.
So een groot probleem is die wêreldbeskouing waaruit hierdie persoonlikheidstoetse spruit. Waar hierdie toetse vandaan kom. En ek gaan net aan twee kyk, die twee bekendstes, die twee wat ek nou genoem het, die Myers-Briggs en die Enneagram se wêreldbeskouing van die ontwikkelaars van hierdie toetse. En dit gaan vir ons iets openbaar van al die persoonlikheidstoetse wat op die oomblik gebruik word, omdat dit binne in 'n konteks gebruik word van 'n sekere wêreldbeskouing oor die hele wêreld in sielkunde. So, die Myers-Briggs is ontwerp as 'n instrument om mense te oortuig van Carl Jung se sielkunde. Hy het saam met Sigmund Freud gewerk en sy werk uitgebrei en verfyn. En hy het tradisionele Christendom gekritiseer, maar hy het wel gemeen dat godsdienste van nut kan wees om jou ware self te wees. So sy sielkunde, Carl Jung se sielkunde het gesê, jy gaan deur 'n lewenslange proses om jou ware self te word deur die integrasie van dit wat vir jou bewustelik is en dit wat onderbewustelik is of in jou onderbewussyn. En hierdie toets wat deur Myers en Briggs ontwikkel is, gaan jou nou help om jou ware self te vind en te wees. En dis die doel van die lewe volgens Jung. Dis waarby ons almal moet uitkom. Ons moet ons ware self vind. Dis nie om weer te wees soos wat God my gemaak het om te wees deur versoening in Christus nie, maar ek moet die volle ek word. Deur myself te vind, deur te gaan krap in dit wat vir my bewustelik is en dit wat in my onderbewussyn is, sodat ek my volle self kan wees. So Christus was nie die verlosser van ons sondes volgens Jung nie, maar hy is net 'n goeie voorbeeld van iemand wat die volkome hy geword het. Hy het sy volle persoonlikheid gekry. Hy was die perfekte persoonlikheid in die sin dat hy sy innerlike en uiterlike in harmonie gekry het. Myers en Briggs was disippels van hierdie Carl Jung en hulle ontwerp die persoonlikheidstoets juis om hierdie sielkunde te propageer. En hulle erken dit ook. Die Enneagram se herkoms is ook baie kommerwekkend. Die toets is ontwerp deur twee mans, daai Claudio Naranjo en Oscar Icazo, wat sterk beïnvloed is deur Fritz Perls, wat gestaltterapie ontwikkel het. Hierdie terapie werk met die veronderstelling dat hoe meer jy bewus is van jouself, hoe beter is jy bewus van ander en daarom kan jy jouself beheer en probleme oplos. Hoe meer ek bewus is van myself, hoe beter kan ek ander mense verstaan en my probleme oplos. So die mens se probleem is, ons het nie genoeg selfkennis nie, en as ons genoeg selfkennis kry, kan ons die probleem oplos waarmee ons sukkel, wat ook al dit is. Met meer kennis van jouself, lei dit tot meer verantwoordelikheid wat uitgeleef kan word. Nou met dit as agtergrond, het die twee mans 9 persoonlikheidstipes uitgewerk en het toe nou op 'n 9-punt ster die Enneagram gesit. En hierdie Enneagram is die 9-punt ster het ook oosterse en mistiese oorsprong. Die ster verteenwoordig die sleutel om alle dinge te verstaan. En dis ook hoekom hulle hierdie simbool gebruik het. Dit sê hierdie is die sleutel, as dit nou 9 is, 9-punt ster, waardeur ek alle werklikheid kan verstaan. Is deur selfbewustheid. Selfbewustheid is die sleutel waardeur ek die werklikheid kan verstaan. En dis dan ook hoe die persoonlikheidstoets gesien word. Dis die sleutel vir 'n reis om jouself en die hele wêreld daaruit te verstaan. Van die oorspronklike mans wat hierdie ontwikkel het daar toe nou daarna 'n hele teologiesisteem ontwikkel wat saamgaan met hierdie toets. Een van die groot ouens wat verder gewerk het met hierdie sisteem of hierdie teologie was Richard Rohr, en die Enneagram het juis onder Christene groot geword as gevolg van hom. En hy is openlik 'n panentheïs. Hy glo Christus is in alles. God is in alles. Dis wat panentheïsme is. Christus is in alles, God is in alles. So verlossing is nie nodig nie.
want God is reeds in alles. Die probleem is, dis nie 'n versoening probleem nie. Ons hoef nie versoen te word met God nie. Die probleem is 'n kennisprobleem, 'n selfkennisprobleem. Ons weet nog nie wat ons regtig is nie. Ons moet tot die besef kom van wat ons regtig is, dan kan ek waarlik groei. Ek moet besef, Christus is reeds in my, dan kan ek waarlik groei. So jou verwydering van God is net in jou gedagtes, dis 'n idee, 'n ontwerpte idee in jou eie gedagtes. En jy moet daardie gedagtes oorwin deur bewus te word van die ware self. En daar is daai selfde woord as wat by Carl Jung se sielkunde is, die ware self teenoor die valse self. Die valse self is dit wat ons vir onsself aanleer van kleins af, ons selfbeeld. Ek moet uitkom by die ware self. Dis nou die teologie van hierdie persoonlikheidstoetse wat so gewild is onder Christene. En wat so gevaarlik is van hierdie is dat sommige ouens noem hierdie die Christelike manier om te groei. Kerke gebruik dit om mense rigting te gee in hulle heiligmaking. Van die vroeë ouens wat hieroor geskryf het, meen dat die oorsprong regtig ook Christelik is. Maar die probleem is, daar's nêrens in hierdie geskiedenis enige sprake van die werk van die Heilige Gees of die standaard van die skrif nie. Die standaard is ek self. My selfbewustheid. En omdat ons verskriklik pragmaties geword het, dink ons vandag nie veel oor of hierdie ding wat ek gebruik regtig deur 'n Christen gebruik moet word nie. Ek vra net, gaan dit vir my nuttig wees? Is dit wat met hierdie toets gebeur het, of is dit wat uit hierdie toets uitkom net vir my nuttig? En dis wat met hierdie toetse gedoen word. Dis nuttig vir my nou en daarom wil ek dit gebruik. Ek het iets gesien oor myself wat ek nie uit die skrif sien nie. En daarom kan ek waarlik groei. Die stelsel kan nooit losgemaak word van die wêreldbeskouing waaruit dit kom nie. Ons kan daarom nie net voortgaan sonder om eers bietjie dieper te delf nie. 'n Wêreldbeskouing beïnvloed alles. Ons gaan nou weer terugkom na wat hierdie wêreldbeskouing doen. Die volgende probleem wat selfs sielkundiges in die wêreld raak sien, is die standaard waarvolgens die toetse afgelê word. En hierdie geld nou nie net vir die Myers-Briggs en die Enneagram nie. Enige toets moet tog 'n standaard hê. As jy dit 'n toets wil noem, dan moet jy 'n standaard hê waarvolgens jy dit toets. Waarteen meet ek iemand? Wat is die standaard om te bepaal of iemand 'n introvert of 'n ekstrovert is? Wat is die perfekte ekstrovert? As mens dit so kan noem. En hoekom is daar byvoorbeeld hierdie tweedeling tussen dink en voel? Of ek is 'n dinker of ek's 'n voeler in die Myers-Briggs byvoorbeeld. So Adam Grant, 'n sielkundige by die Universiteit van Pennsylvania, sê hierdie persoonlikheidstoetse is onbetroubaar en oorvereenvoudig. Dit oorvereenvoudig die mens. Daar is net soveel aspekte wat in ag geneem moet word as dit kom by die mens se gedagtes en gedrag. Iemand kan hierdie toets vat en dit sê vir hom, hy is iemand wat goed gaan doen in 'n kantoor, en dan vat iemand anders die toets, of dan vat hy dieselfde toets weer, en dan gee dit vir hom 'n ander rigting. Jy kan die toets manipuleer, om vir jou die antwoord te gee wat jy wil hê, as jy verstaan hoe die vraag werk. En die toets word beïnvloed, wat baie mense erken, die toets word beïnvloed deur hoe jy op daardie dag voel. Dis onakkuraat, want dit werk met valse tweedeling, soos daai ding van om te sê, of jy dink, of jy voel. Hy sê, Adam Grant sê, dit verskaf soveel inligting en insig oor die mens, soos die lees van jou handpalm deur die tannie met die kristalbal. Dis onakkuraat en onbetroubaar. En sielkundiges begin al hoe meer besef, hierdie toetse en ook die Enneagram toets is regtig nie betroubaar nie. En dis presies wat die skrif hieroor sê, net nou vinnige opmerking hieroor, wie beantwoord die toets?
Dis niemand anders as ek nie. En die toets is ontwerp om iets te meet van my hart. So dis my eie hart wat vra antwoord oor homself. En dis nie objektiewe wetenskap nie. Dit kan daarom nie betroubare en akkurate inligting wees nie. Die skrif sê, my hart is onbetroubaar, my hart jok vir my, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Nie jy self nie. Ons eie interpretasie van ons emosies en gedagtes, en selfs die dinge wat met ons gebeur, is so skeef getrek partykeer. Enige iemand wat eerlik is met homself gaan dit erken. Ons kan nie ons eie harte objektief beoordeel nie. Ons gaan net nou ook terugkom na dit toe. Nog 'n probleem by hierdie toetse is dat dit die komplekse wese, ek het dit net nou ook genoem, die mens, komplekse wese, die mens, wat liggaam en siel is, met 'n hart wat so kompleks is soos die wêreld in sy geheel, wil opbreek in wetenskaplike bestudeerbare stukkies. En dis waar die definisie van net nou so belangrik is. Ons werk hier met ons harte, wat ja 3 funksies het, maar wat nie opgebreek kan word en geïsoleer kan word nie. Sosiale wetenskap wil die mens opbreek in emosioneel en geestelik en fisies en intellektueel en moreel en sosiaal ensovoorts. En dan wil ons daardie aspekte isoleer sodat ons dit kan definieer, sodat ons uiteindelik by 'n volledige definisie kan kom van wat die mens is. Nou die probleem is nie om te kyk na die verskillende aspekte van die mens nie. Ons voel en dink en wil. Die probleem is dat hierdie persoonlikheidstoetse die aspekte wil isoleer. Ons kan eers na hierdie aspek kyk en dan kan ons sien, o, jy is so of so. Dan kan ons na hierdie aspek kyk en dan kan ons sien jy is so of so. Maar jy kan dit nie van mekaar skei nie. Die een beïnvloed altyd die ander een. Dit wat jy dink het altyd invloed op jou emosies en besluite. En dit geld vir die ander 2 kante ook. Jou hart is 'n geheel met verskillende funksies en jy kan dit nie isoleer nie. En dis ook hoekom hierdie toetse nie betroubaar is nie. Dit werk nie met die regte definisie van die hart nie. Want hulle werk ook nie met die regte bron van inligting oor die hart nie. En dit bring ons dan by nog 'n probleem. Hierdie sielkunde wil die hart bestudeer sonder die regte instrumente daarvoor. Ons wil atome bestudeer met 'n vergrootglas. Dis nie geskik nie. Sielkunde wil die siel bestudeer, die hart van die mens, sonder die geestelike instrumente daarvoor. So die metode en die instrumente is observasie van uiterlike gedrag en woorde, maar uiteindelik kan ons net na die buitekant kyk. Ons kan nie uitkom by die siel nie. Ons kan soveel kyk met die vergrootglas na die atome soos wat ons wil, ons gaan nooit atome sien nie. En ja, persoonlikheidstoets toetse vra wat selfs dieper gaan as net gedrag. Dit raak in motiverings van besluite, maar is uiteindelik net nie geskik om by die diepste dele van die mens se hart uit te kom nie. Dit bly by die mens wat sy eie hart wil beoordeel met sy eie oë, wat nie verder kan kyk as net die oppervlak nie. Nog 'n probleem. Ek dink dis uiteindelik die grootste probleem. Kom by Myers-Briggs uit en by die Enneagram en ander persoonlikheidstoetse oor die algemeen, as dit werk met 'n wêreldbeskouing wat op die oomblik baie groot is. Die uitslag van jou toets word jou nuwe standaard van die ware jy. In die wêreld waar Christus as koning, leidsman en verlosser irrelevant geword het, moes iets anders die standaard word waarna elke mens streef. Op 'n stadium was jou standaard die ware mens, die goeie mens, iemand buite jou, die supermens, ideaal voorbeeld.
Maar na die Tweede Wêreldoorlog skuif die klem weg van die mens as 'n groep met 'n ideaal buite homself na die individu as sy eie ideaal en voorbeeld. So hoe weet ek dus wie ek moet wees, watter voorbeeld om na te volg? Wel, jy kyk nie meer na buite jou nie, na iemand wat voor jou staan nie. Jy kyk na iemand binne in jou. Jy volg jou hart. Die enigste ding wat oorgebly het om na te volg, is jou eie hart, jou ware self. En hoe kry jy toegang tot hierdie prentjie? Wel, deur 'n persoonlikheidstoets. Dis die ware self wat jy moet wees. En hier is nie dinge wat ons inlees nie, dis presies wat die ontwerpers van die Myers-Briggs en Enneagram toets wil bereik. Die fokus is meer op die self, want die wêreldbeskouing daarachter sê die probleem van die mens is nie sonde en versoening nie, die probleem is 'n selfkennisprobleem. Dis presies die wêreldbeskouing wat jy vandag kry in hoofstroom sielkunde en in LO handboeke en in films. Die wêreld se grootste probleem is dat hy nie homself ken nie. Individue ken nie hulle self nie en daar's ouens wat presies hierdie woorde gebruik. Die wêreld se grootste probleem is 'n swak selfbeeld. Selfbeeld. Ek ken nie my ware self goed genoeg nie. En dit beteken die toets gaan jou nou definieer en vir jou 'n standaard gee. Die toets gaan vir jou sê jy moet gevorm word na hierdie beeld in jou. Jy moet gevorm word na hierdie beeld. Dan sal jy gelukkig wees in jou verhoudings. So die toets vat jou oë weg van Christus af as die finale en hoogste standaard om na te volg en vestig jou oë op jouself. Nou, dit sê nie almal wat 'n toets afgelê het verloon vir Christus nie, maar ons moet sien, dis wat gebeur in die wêreld. Dis die wêreldbeskouing wat agter hierdie goed lê. Ek moet meer word en Christus minder. Die groot probleem is nie dat die wêreld en filosowe en digters en wie ook al kan sien dat mense verskil nie. Die probleem is dat die verskille nou die norm geword het. Ek moet my ware self wees. Daar's 'n verskil tussen om te sê mense verskil en mense moet wees soos wat hulle is. En omdat die wêreld sê dis normatief, sê hulle oor die algemeen, jou persoonlikheid is onveranderlik, want dis die ware jy. 'n Standaard wat vas is, kan nie verander nie. Jy moet die ware jy word. So jy kan nie verander nie. Jy het nou maar net 'n narcissistiese persoonlikheid, hy gaan nie verander nie. So jy sien, omdat die toets die standaard geword het, waarvolgens ek my lewe moet aanpas, word dit ook die verskoning vir hoekom ek nie sekere aksies wil vat nie. So persoonlikheidstoetse, dis ook nog 'n probleem wat hier uitkom, is dit maak dat ons verskonings maak vir sonde. Ek wil nie met die tannie by die kerk praat oor wat die Here in haar lewe doen nie, want ek's 'n introwert. Of moenie na my toe kom met jou feite en logika en jou eksegese uit die skrif en dit op my kom afdwing nie. Ek is iemand wat na die groter prentjie kyk. Of vir my te sê ek moet minder praat in die geselskap want ek trek te veel aandag na myself toe, is soos om vir my te sê ek moet ophou om 'n mens te wees. Dis hoe ek is. En dan raak dit ook die verskoning vir hoe ek konflik hanteer. Ek gaan nie verder die konflik met Susan hanteer nie, want ons persoonlikhede bots net te veel. Sy's 'n thinker, ek's 'n feeler. Ons kan nie die probleme met die wêreldbeskouing en die toetse self saamvat in 3 probleme. As ons werk met die katekismus se definisie van 'n goeie werk. Dis nie uit 'n ware geloof nie, maar uit 'n wêreldbeskouing wat die fokus op die self sit en die mens se probleem wil oplos uit die mens self. Dis nie volgens die skrif se standaard nie. En is daarom onakkuraat en onbetroubaar.
En dit vorm jou uiteindelik ook nie na Christus se beeld nie, maar na jou beeld. En daarom is dit ook nie tot God se eer nie. Maar goed, hoe moet ons dan nou oor persoonlikheid dink? Hoe moet 'n Christen oor hierdie dink? Nou, alhoewel die mens se hart regtig kompleks is, en die skrif sê dit ook, so kompleks dat wetenskaplike ondersoek nooit sal kan sê, ons het nou die mens in sy geheel behoorlik gedefinieer nie, openbaar die een, na wie se beeld ons geskep is, tog vir ons hoe ons harte werk. So as ons dan die definisie van net nou, die definisie weer uitkry, kan ons sien ons dat ons nie ons persoonlikheid van ons harte kan skei nie, en daarom kan ons dit ook nie skei van wat die skrif oor ons harte sê nie. So wat sê die skrif oor ons harte? Ons persoonlikhede. Ons harte is goed geskep. In gedagtes, emosies en ons wil. En dit het altyd ooreengestem met God se wil in elke situasie binne die vryheid wat God daarvoor gegee het. Maar die sondeval het ons harte besmet. Ons het nou verdorwe harte. En as ons dan nou die woord wil gebruik, ons het verdorwe persoonlikhede. Die funksionering van ons harte is gebreek, korrup. Ons dink nie meer reg nie, ons voel nie meer reg nie, en ons wil nie meer reg nie. En dit beteken, ons kan onmoontlik ons huidige persoonlikhede die standaard maak. Want my hart wil altyd deur net sleg neig, as dit van hom afhang. Maar die Gees herstel ons harte. Ons kry 'n hart van vlees, en nie meer 'n hart van klip nie. Ons kry nuwe harte in Christus. Ons kan dus nie die idee van persoonlikheid losmaak van ons verlossing nie, dis onmoontlik. Iemand wat verlos is in Christus se persoonlikheid, verander regtig, want sy hart verander regtig. Ons moet dus as gelowiges na ons persoonlikhede kyk in Christus. En daarvoor moet ons begin op die regte plek. En dis nie by onsself nie. Net weer Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? En daai is 'n retoriese vraag. Niemand van ons kan dit ken nie. Ons eie interpretasie van ons emosies en gedagtes en selfs die dinge wat met ons gebeur is so skeef getrek, ons kan nie na ons harte objektief kyk nie. Kan ons harte ken. Hoofstroom sielkunde het gebly by Freud en Jung se idee dat daar hierdie twee dele is in ons harte, of in ons persoonlikhede, is die bewustelike en die onderbewustelike. En dit maak dat ons dink, die kennis van ons harte is so ver dat niemand dit kan bereik, as net die persoonlike, professionele toets of persoon nie. So die ware dieptes van my hart is net nie vir my toeganklik nie. En dit is so, ons harte is baie kompleks, soos daai versie nou net sê, dis, wie kan dit ken? Wie kan ons die diepste dele van ons harte ken? Maar die skrif stop nie daar nie. Psalm 19 sê, dit is moeilik om die sondes te sien as dit kom uit ons harte. Het is moeilik om vooraf ons dwalinge raak te sien. Ons harte. Maar die Here wys nie net vir ons harte is kompleks nie, hy gee vir ons die oplossing. Hy sê, ons bid in Psalm 139 vers 23, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets U my, en ken my gedagtes. Daar is iemand wat jou hart ken. En dis God self. So as ons nie ons eie harte objektief kan beoordeel nie, is daar iemand wat kan? Ja, daar is iemand wat ons harte ken. Dis ons skepper van ons harte. Soos 1 Johannes 3 vers 20 ook sê, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles.
Hy is die enigste een wat waarlik objektief jou hart kan toets. Hy weet alles, hy weet wie jy regtig is, hy weet hoe jy regtig verskil van die ou langs jou, en hy weet waarlik objektief hoe jou hart vergelyk met die ware standaard. En daarom, omdat hy daardie kennis het, en hy alleen, is hy die enigste geneesheer wat jou gebroke en verdorwe hart kan heel maak, om meer en meer te word soos die ware standaard. Is Christus alleen wat jou hart vir jou kan openbaar, sodat jy genees kan word. En hoe meer jy na hom kyk, in sy woord, die spieël van ware geregtigheid, hoe meer kan ek myself sien vir wat ek regtig is, hoe nodig ek hom het. Hoe minder ek na my kyk, en hoe meer ek na hom kyk, hoe meer sien ek kan nie sonder hom nie. Ek moet meer na hom kyk, sodat ek meer soos hy kan wees. Hy is die standaard, en hoe meer ek word soos wat hy is, hoe meer is ek soos wat God my gemaak het om te wees, met my verskillende gawes en neigings. En dis presies wat Hebreërs 4 vers 12 en 13 sê. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar, hoor hierdie. Die woord is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Net God, deur sy woord en gees, kan waarlik die beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart wees. Geen persoonlikheidstoets kan dit doen nie. Geen persoonlikheidstoets kan kom by die ware beoordeling van my hart nie. Die skrif is die standaard wat my hart vir my openbaar. Dis God self, dis Christus self wat my hart vir my wys in sy woord. En daarom is dit 'n gruwel as iemand sê, maar hierdie toets wys vir my dinge wat van my hart wat die Bybel nooit kan wys nie. Of as 'n kerk sê, ons het hierdie persoonlikheidstoets nodig om te bepaal of hy 'n goeie predikant sal wees. En ons is besig om die persoonlikheidstoets bo die skrif te plaas. So Christus is die spieël waarin ek myself kan sien en meet, maar hy is ook die standaard waarna ek gevorm moet word. Ware selfkennis kom uiteindelik deur weg van myself te kyk na Christus, die ware spieël. Christus word die standaard van ware karakter. Gelowiges moet meer gewig op Christelike karakter sit as op verskillende persoonlikhede wat deur ons sondige harte besmet is. Want Christelike karakter fokus weg van die self na die een wat ware karakter het. So wat is Christelike karakter? Wel, dit is Christus karakter. Christ-like karakter. Dis om al hoe meer te word soos Jesus. Dis nederigheid en sagmoedigheid. Dis medelee, dis beskerming uit liefde. Dis wysheid en vrees van die Here, dis betroubaarheid en getrouheid soos Jesus. Dis ruggraat vir sy geregtigheid, al word jy daarvoor vervolg. Dis om te weet waar jy moet praat en waar jy moet stil bly en wanneer jy by mense moet wees en wanneer jy alleen moet wees. Dis om te weet by wie jy raad moet vra en wie se raad jy moet vermy. Dis om te besluit en 'n besluit te deurdink uit die skrif. Dis om te dink wanneer jy moet dink en wanneer jy moet voel. Dis om die inligting in te samel wanneer dit tyd is daarvoor en besluite te neem wanneer dit tyd is daarvoor. Dis om die groter prentjie te sien en om die standaard te sien. Dis om lankmoedig te wees as die Here in die omstandighede dit vereis. En die lysie gaan nog aan, dis karakter. En jy kry dit net by Christus. Dit help nie jy gaan vanaand en fokus net op hierdie mooi eienskappe nie. Dit help nie jy gaan doen 'n toets om meer so te word nie. Jy kry karakter net by Christus.
Jy kry dit net in die evangelie, deur vir Jesus te kyk tot jou mond oophang van sy skoonheid. Deur te kyk wat hy gedoen het aan die kruis, en hoe hy deur sy hele lewe die karakter uitgeleef het, wat jy moes leef, maar jou persoonlikheid was verdorwe. En jy kyk vir hom, en dan word jy soos wat hy is. So as dit kom by ekstrovert of introvert wees, is nie een van die twee die finale standaard nie. Of ek nou rus as ek by mense is, en of ek rus as ek alleen is, dit maak nie daardie eienskap die standaard nie. Ek wil nie meer soos ek wees nie. Want my persoonlikheid was verdorwe. Ek wil meer soos Jesus wees, wat in alle omstandighede sy Vader se wil gedoen het. In sekere omstandighede was hy alleen, en in ander omstandighede was hy tussen honderde mense. En as ek ongemaklik raak tussen 'n klomp mense, dan vra ek nie, wat wil my hart nie, maar ek vra, wat wil Jesus hê? En wat het Jesus gedoen? Iemand sal ook nou sê, maar Jesus sê, ek moet my naaste lief hê soos myself. So ek moet dus myself lief hê voordat ek op ander mense kan fokus. Ek moet eers op myself fokus, dan op ander. Die probleem is met daai stelling, Jesus het nooit die opdrag gegee dat ons onsself moet lief hê nie. Hy vat dit as 'n gegewe. Inteendeel, Jesus leer ons heeltemal iets anders. Matteus 16, vers 24 tot 25, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Hy moet homself vergeet. Jy moet jou ware self los. Sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Dit sê, jy moet minder en Jesus moet meer. En by Jesus fokus jy dan nog steeds nie op jouself nie. By die selfkennis wat jy kry by Jesus, dit laat jy nog steeds nie fokus op jouself nie. Jy begin nou fokus op ander mense. 1 Johannes maak dit baie duidelik, liefde vir ander is wat sin maak, wat regtig goed is vir jou. En binne in die konteks van hierdie gemeenskap, begin ek ook regtig myself ken. Maar nou gebruik ek nie meer myself en my eie hart as standaard nie, ek gebruik God se woord, Christus se spieël as standaard, deur die ander mense, ander gelowiges, en ek vat hulle raad as gewigtig. En daarom kan ek begin om ander gelowiges te vertrou, wat dan vir my sê, "Sjoe, jy het nogal 'n manier om met kinders te werk." Of, "Jy kan nogal logies goed uitredeneer." Of, "Jy het 'n vermoë om 'n gesprek lekker aan die gang te hou." En nou kan ek in die lig daarvan, in Christus, my naaste begin dien met wat ek is. So weer eens eindig dit nie by myself nie. Ek leer myself ken deur in die konteks van medegelowiges te leef, onder die spieël en die standaard van Christus se woord, en ek fokus nog steeds weg van myself af. Eers as persone in die konteks gesien word, in die lig van Christus se karakter, en in die konteks van ander mense, begin jy die waarde sien van verskille tussen mense. Verskillende neigings en verskillende gawes. Dan eers word die verskille mooi en goed en reg. In Christus, in gemeenskap, word die gawe van regtige omgee vir mense mooi en goed. In Christus, in gemeenskap, word die gawe van werk met dinge, eerder as met mense, ook mooi en goed. Met ander woorde, as ek karakter groei, Christelike ruggraat groei, word ek soos wat ek moet wees in Christus, en ek fokus weg van myself op Christus en sy mense. En binne in hierdie konteks van in Christus saam met ander, begin ek dan alweer werk met dit wat belangrik is. En die skrif leer vir ons wat is belangrik. Reg deur die skrif kry ons nie die indruk dat ons verskillende persoonlikhede die belangrikste is nie. Ons kry eerder die fokus
op Christus en sy karakter. En dis dan waarmee ek werk. Fokus op Christelike karakter soos Christus sin. En as ons dan nou byvoorbeeld as kerk 'n voornemende predikant moet toets, gaan ons werk met die persoonlikheid of lys van standaarde wat ons opmaak, of wat Christus as hoof van sy kerk reeds gegee het in 1 Timoteus 3. En die meeste van daai eienskappe kan ons in die persoonlikheid boksie indruk. Maar die klem is heeltemal anders. Dis karakter wat gekweek word, wat aangeleer word as iemand in Christus is. Dis karakter wat by alle gelowige mans moet wees. Die ouderling moet 'n voorbeeld daarin wees. Dis karakter wat jy kry as jy minder na jouself kyk en meer na Christus kyk. Dieselfde geld as jy 'n huweliksmaat moet kies. Wat is die standaard? Wel, Jesus gee die standaard, hy moet 'n ware gelowige wees wat al hoe meer word en lei en liefde bewys soos Jesus. Dis die standaard, dis die karakter, nie persoonlikheid nie, karakter. Ek het nie nodig dat ons persoonlikhede compatible of by mekaar moet pas nie. Ek het vir Jesus nodig in my huwelik. En as ek moet weet wie ek saam in 'n span moet sit by die werk en my besigheid, mense verskil en het verskillende gawes. Maar ek het nie die een of ander toets nodig om behoorlik konflik te hanteer in die werk nie. Ek kan wonderlik in die vryheid wat die Here gee, gawes rondskommel in my besigheid, maar as ons sonde moet hanteer, is die skrif mos altyd genoeg. En as ons Christelike karakter moet prys, is die skrif altyd genoeg. Ons sluit af. Het jy 'n persoonlikheidstoets nodig om te weet wie jy moet wees? Na wie se beeld jy gevorm moet word? Nee. Het jy 'n persoonlikheidstoets nodig om te groei in heiligheid? Nee. Gaan jy sondig as jy 'n lysie vra antwoord oor jou gedagtes en optrede? Nee, nie noodwendig nie. Gaan jy sondig as jy met daardie antwoorde minder na Jesus kyk? Ja. Ons verskil en ons kan verskil. En as ons verskillende persoonlikhede gebou is op Christelike karakter, die karakter van Christus, word ons 'n gemeenskap wat regtig Christus kan eer. Kom ons bid.